Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie en skare genade vir die ondersteuning. Ek wil regtig aanmoedig vir 'n nuwe plantseisoen, gaan praat met hulle oor halversekering. Jy sal verbaas wees, veral as jy 'n paar boere saam kan in 'n groep werk, baie geld bespaar. Goeie nuus, saam met die Springbokke wat goed speel, is dat skaapvleisuitvoere 'n nuwe rekord bereik in Mei maand van die 1544 ton vir die maand. Jy sien die grafiek wat ons hiermee saamstuur. Nou, dit is ten spyte van die oorlog in die Persiese Golf. 'n Groot deel van ons uitvoermarkte is daar geleë, wat jy kan sien in die grafiek, soos die Arabiese Emirate, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en Qatar. So ja, dit is baie goeie nuus, want ook saam daarmee is daar 'n daling in die binnelandse slagtings, en hierdie uitvoere maak dat ons pryse stit hier by die R110 per kilogram. En ons moet natuurlik onthou, die vleisuitvoerders, die abattoirs en selfs van die voerkrale, die hele aanbodketting werk baie hard om dit te doen, en ons sien die voordeel vir die skaapboere. Beesvleisuitvoere is ongelukkig op 'n laagtepunt, dit sukkel maar, beeslagtings ook nog laag, net en meer daaroor. Dan die slegter nuus, die laaste paar dae het die konflik weer opgevlam. Iran het op skepe begin skiet in die straat van Hormuz, en die VS het die laaste 5-6 dae redelike hewige bomaanvalle gedoen, met die bedoeling om hulle vermoë om op skepe te skiet in die straat van Hormuz heeltemal lam te lê. Dit bly 'n speletjie, groot risiko's, groot onstuimigheid en natuurlik sleg vir ons. Die Brent-olieprys is weer op na $85 'n vat, terwyl die rand daarom onder die R16.50 hou. Aanvanklik het dit vir my gelyk ons gaan 'n bietjie 'n prysdaling in brandstof in Augustus kry, maar so sake nou staan, lyk dit nie vir my of daar veel goeie nuus kan wees nie. Maar wat ons wel sien in Amerika en in Europa is die inflasie hardloop nie weg nie, en dit lyk of banke eers hulle rentekoerse stabiel gaan hou, want sodra daar 'n mate van vrede is, dan daal die oliepryse redelik vinnig, en dit vat baie risiko's weg. So kom ons hoop hierdie hele geveg kom op 'n stadium tot 'n einde, want dit is in niemand se guns nie. Natuurlik, dit belemmer ook die kunsmisvloei vir ons nuwe plantseisoen. Dan ons het laasweek daaroor gepraat, Europa en Noord-Amerika, baie warm somerdele. Van die warmste is nog rekordtemperature, maar ek dink is 'n bietjie gou om te praat oor 'n misoes in Amerika. Onthou net in Amerika, as hulle 5 of 10% daling in opbrengs kry, dan is dit vir hulle baie groot probleem. Hier by ons, natuurlik 'n misoes is ons omtrent geen oes het, wat nie op die oomblik op die tafel is nie. So die hittetoestande daar speel 'n bietjie woer met die Chicago pryse, en in Europa, hulle koring, Frankryk se koring kry baie skade. Nou hier by ons, planne is maar skaars, ons gaan 'n bietjie weer, ek het laasweek gesê, saamgesels op 13 Augustus hier in Bloemfontein, by die Bikers Church, ons stuur vir julle uit, ons gaan praat oor hoe lyk die klimaat, hoe lyk die markte, maar baie belangriker, ons gaan meer praat, wat kan 'n mens doen, wat is 'n goeie beplanning, en dis 'n saampraat sessie. Ons gaan praat oor papier, mielies of fisiese plant, ons gaan praat oor sny van kunsmis op jou oes, en dan ook natuurlik die veeboere, ons gaan praat oor hoe gaan jy jou vee optimaal bestuur, is dit die moeite werd om voerkraal te hê. Johan Meton, hy is baie bekend, hy is 'n navorser in hierdie veld en 'n tegniese bestuurder. Hy gaan ons help vir Molotek en lekker gesprekke daaroor hê wat ons kan doen. En dan weer, jy kan baie duisende rande spaar met jou versekering. Ek weet dit klink afgehaal, maar hierdie jaar gaan elke sent tel. So kom, ons gaan die advertensie uitsit, 13 Augustus Bloemfontein. Kom ons gaan lekker gesels en laat ons nie moed verloor nie, en nuwe planne maak en kyk en realisties kyk na die nuwe seisoen. Kom ons neem 'n advertensiebreek en dan kom ons terug. Wanneer dit kom by veldbrande, vereis die wet dat daar op die tersaaklike eiendom voorbrande gemaak moet word. Indien jy voorbrande buite die spertye soos deur jou brandvereniging vasgestel wil maak, is dit verpligtend dat jy 'n permit by hulle bekom. Dit is jou verantwoordelikheid om jou van die spertye soos deur jou brandvereniging ingestel te vergewis, aangesien dit jaarliks aangepas kan word volgens klimaatsomstandighede. Versuim om dit te doen of 'n permit te bekom, is onderhewig aan 'n boete met aanspreeklikheid vir skade. Kontak Skadegenade by 083 630 8306 vir meer inligting.
Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779. Welkom terug. Ja, Amerikaanse Departement Landbou het hulle wêreldramings uitgesit die laaste week. Dit lyk tog vir my of daar so 'n bietjie 'n draaipunt in die koringmarkte is. Ons het 'n week of wat terug daaroor gepraat, ekskuus ek jok. Mieliemarkte, ons raak te mekaar met die Engelse korn, of wil ons sê koring, dis mielies natuurlik. Die verwagting is so 'n bietjie meer van 'n opwaartse siening in pryse, hulle eindvoorrade bietjie laer. Die nuwe oes heel waarskynlik bietjie kleiner as laas jaar en eindvoorrade ook nie so groot nie. So daar is 'n bietjie lig in die tonnel en ook die wêreldvoorrade het hulle ook bietjie afwaarts aangepas. So dit lyk vir ons nog goeie nuus. Hier by ons, dit sukkel op die oomblik. Dit stroop nog, dit is nie so sukkel nie. Verkeerde woorde, die pryse het begin styg, stadig begin styg op die rug van die Amerikaanse pryse en natuurlik die hittegolf en die voorspellings wat daar aan die gang is. Terwyl ons bees- en skaapvleispryse hier so stadige opwaartse neiging toon. Nou mielies, die huidige toestand in Amerika is bo verwagting goeie mielietoestande, so 68% van hulle mielieoes sien hulle as goed tot uitstekend. So 3% 'n bietjie swakker, maar dit op die oomblik gaan dit nog redelik goed daar ten spyte van die hittegolf, so moenie mislei word nie. Hier by ons so 45% van die verwagte witmielie-oes gelewer, so nog nie eens die helfte nie. Onthou weer, terwyl die pryse nou styg, wees versigtig vir einde Augustus. Stadige styging witmielies 3360, geel hier by die 3400. Nou weer, dit is te duur vir wit om in die veevoermark in te gaan. So daar gaan 'n redelike skommeling in die volgende klompie maande plaasvind in die vraag en aanbod, met heel waarskynlik meer witmielies wat oorgedra gaan word, is wat ons op die oomblik dink. En die geelmielieprys hier by 3400, 60% is gelewer, so die oesdruk behoort 'n bietjie verby te wees. Nog steeds bekommernis, ons is nie kompeterend op die uitvoermark nie. So daar gaan minder uitvoere wees en ek dink dis maar soos boere en handelaars almal terughou vir die sogenaamde super El Nino en 'n mens moet maar oppas, ek wees versigtig. Dis al wat ek wil sê, ek het al baie keer gesien, dit goed verloop anders as wat almal verwag. Sojabone in Amerika doen ook redelik goed, hulle is redelik bo hulle 5 jaar gemiddeldes, dit lyk daar groter oes as laas jaar. Hulle vooruitsigte is natuurlik ook redelik goeie voorrade, bietjie laer goeie uitvoere na China nou weer aan die gang gekom. So sojabone minder van 'n opwaartse trajeksie, so bietjie deur China gedryf. Hier by ons het die pryse redelik gestyg, gevolg op Amerikaanse pryse. Ons is hier op pad na R7,500 'n ton waar sojas nou verhandel. Onthou nie lank terug nie was ons op 6,800. Natuurlik oesdruk, tradisioneel wat ons altyd sien, en 90% van die verwagte oes is gelewer. So in die geval van sojabone, is die grootste deel in die silo's. Sonneblom ook redelik klaar gestroop hier by die 90%. Pryse het redelik gestyg, vasgesteek nou die laaste week of wat hier by R9,400 'n ton. Onthou ons het heel wat onder die 9,000 gaan draai nou. Dieselfde maar by veral soja en sonneblom met oesdruk 'n redelike effek. Dus ons praat oor koring. In Amerika het hulle sy vooruitsigte redelike stygings in pryse. Hulle gaan die kleinste koringoes sedert 1970 insamel. En dit het natuurlik rimpel deur ook vir harde rooi koring wat daardie pryse laat styg. Die dilemma is natuurlik die Amerikaanse pryse styg, maar die Oos-Europese en Russiese pryse styg nie en dit maak dat ons invoertarief baie oneffektief is. So daar is redelike bietjie knyp in voorrade by koring. Hier by ons die prys dan ook gestyg. Desember na bo die R6,000 'n ton. Ons was 'n hele klomp weke terug laas hier gewees. So kom ons kyk, ek hoop dat dit nog redelik kan styg hier na Desember toe, want dit is daarom beter as R5,800 'n ton. Dan aardappelpryse ook 'n bietjie opwaartse neiging. Hier gewoonlik in Augustus begin hy met 'n redelike sterk opwaartse tendens, is natuurlik hier deur die winterse oeste wat uitkom kleiner is. Pryse het begin opbeweeg na R50 op 'n 10 kg sakkie.
So beeste skaapvleispryse hoër terwyl hoender en varkvleis onder druk is. Goeie nuus, klas A beesvleisprys styg hier na R67 per kilogram, die beste in sekere jaar plus, voor back and low. Klas C bly vir my interessant, R60 baie naby aan klas A. En natuurlik speenkalvers die by die R47 per kilogram word rapporteer. En my vraag is aan julle, is dit nie 'n nuwe rekord nie? Ek kan nie onthou wat ons al R47 per kilogram vir speenkalvers gekry het nie. So dit het nou weer alles op sy kop gedraai, so jy moet na jou som gaan kyk as jy wil voer van jou speenkalf R47 per kilogram. Min risiko, verkoop die kalf, stel die geld jou sak en daar gaan jy. Natuurlik is die vraag ook, in die volgende weke gaan daar meer beeste mark toe kom verslagtings, veral met die meer realistiese kwarantyneregulasies en enstof wat meer toeganklik is. Want my maand se slagsyfers volgens die RMIS is redelik ondergemiddeld. Dis onder die 200.000 per maand waar ons gewoonlik hier by die 230.000 per maand slag. So die laaste klompie maande slag ons hier by die 20-30.000 beeste per maand minder. Mense eintlik verwag dat jou klas A pryse hoër is, maar dit is nie. Speenkalfpryse is baie goed, so dit is 'n teken dat die voerkrale diere inneem. Uitvoere by beesvleis sukkel maar, dis regtig laag. By maand so 1700 ton gewees. Dit was gewoonlik die hoogtepunt was R3000 ton per maand. En die omset tot op hede van ons beesvleisuitvoere so R1 miljard vir die 5 maande teenoor 2 jaar terug se 3,6 miljard. So ons verloor baie geld. So hopelik sal dit begin beter raak. Nou lamvleispryse sterk, R110 per kilogram vir 21 kilogram karkas. Slagsyfers hier by die 370.000 gemiddeld per maand vir die jaar teenoor 400.000 van laas jaar. So ons slag minder en nou natuurlik die uitvoere wat julle in die grafiek kan sien, nuwe rekord uitvoere. Ek glo dit is 'n rekord. Stel die mark redelik goed, want klas C ook goeie pryse R84 per kilogram. So gaan kyk 'n bietjie na ons uitvoersyfer 1544 ton vir my maand, R160 miljoen wat ons verdien het. En dit lyk of die Arabiese lande planne gemaak het om ons lekker skaapvleis by hulle te kry, ongeag die oorlog in die Persiese Golf. Dan die vark- en hoenderpryse onder druk, varkvleispryse verder teruggesak en nader na R30 per kilogram. Onthou, dis 'n seisonale wintertendens wat elke jaar gebeur. So na deur die somer begin dit weer herstel. Hoenderpryse ook laer, hier by die R33 per kilogram, onthou dit was so 35, nie lank terug nie. En varshoender ook laer, so R4-5 per kilogram laer by R38 per kilogram. Nou dis ek dink die belangrikste nuus wat ons maar bekommer is die Persiese Golf onstabiliteit. Lekker Vrystaatse winter, sonskyn daar en lekker ryp in die nagte en ek glo die boere stroop goed. Groete van Johan Willemse.